'n vrot ertappel in die sak. Josua 7. Laasweek koop ek 'n sakkie ertappels. By die huis maak ek hom oop en toe tref die alleraakligste reuk my. Die eerste ertappel wat ek uithaal is vrot. Ek begin om hulle uit te haal en tot my ontsteltenis is daar al van die ander wat by hom aangesteek het en ook begin vrot word. En dit stink soos net 'n vrot ertappel kan stink. Die inname van Jerigo was vir Israel 'n wonderlike ondervinding. Die wonder by die Jordaan, toe die magtige rivier net skielik ophou vloei het op presies die regte oomblik. Dit lê nog vars in hulle geheue. En dan kom hierdie asemrowende wonderwerk van Jerigo, waar die almagtige God die stad se mure letterlik voor hulle oë laat verkrummel het. Die volk is in ekstase, die vreugdevure brand hoog. Ons het gesien dat Josua die manskappe voor die aanval baie mooi die Lewiete voorgelees het oor die banvloek. Hy het hulle verduidelik, laat verstaan, dat elke dingetjie in die stad aan die Here behoort. Dit wat nie vernietig word nie, moes uitgelewer word om in diens van God gebruik te word. Versuim hieraan sou baie swaar gestraf word. Akan het duidelik gehoor wat Josua gesê het, maar toe hy daardie vertrek binne stap en hy sien al die weelde, toe drup sy mond van begeerte. Die mooiste klere wat hy ooit in sy lewe gesien het, en boonop goud en silwer in oorvloed. Niemand sal dit eers mis as hy so ou iets hiervan vir homself vat nie. Akan vat die beste kledingstuk, 2 kilogram silwer en 'n goudstaaf van 0,5 kilogram. Dis al wat hy kon behartig om onder sy klere weg te steek. In vandag se terme sou hierdie spulletjie meer as 700 000 rand werd wees. Akan het sommer dadelik geweet, hy is in groot moeilikheid. Dus grawe hy 'n gat in sy tent toe hulle die aand tuis kom en hy begrawe sy fortuin onder die tentvloer, sodat niemand ooit daarvan sou weet nie. Met Jerigo suksesvol op sy kerfstok, begin Josua beplan vir sy volgende inname. Die stad Ai is in sy vizier en hy stuur 'n paar manne om 'n bietjie verkenningswerk te gaan doen. Wanneer die manne terugkom, is hulle aanbeveling dat hierdie sommer baie maklik sal gaan. Dis nie eers nodig om 'n weermag te stuur nie. So 2 of 3000 manne is oor genoeg om jou stadjie in te palm. Ons sal sommer dwars oor hom loop. Sonder om 2 keer te dink, beveel Josua dat 'n klein gevegseenheid van 3000 man die stad gaan oorneem. Maar tog, daar loop die manne hulle rieme styf. Die soldate van Ai bestorm die klompie Israeliete en verjaag hulle dat jy net hakskene sien klap. 36 Israeliete byt in die stof en die res kom bedrimmeld by Gilgal aan. Wat het gebeur, wil Josua weet. Hy kan dit nie verstaan nie. Die Here het dan vir hom beloof. Josua is in sak en as. Hy skeur sy klere en gaan lê met sy gesig in die stof voor die Here se verbondsark. Hy kerm, ag, as ek maar eerder ander kan die Jordaan gebly het. Josua se eer is gekrenk en hy voel moedeloos, want sy soldate moes vir die vyand vlug. Wat 'n skande! Sulke dinge is mos nie veronderstel om met God se volk te gebeur nie.
Nou gaan die ander volke in die land mos weet, dat hulle ook maar net gewone mense is wat oorwin kan word. En wat van God se eer? Wat het gebeur? Waarom het Israel so liderlik misluk met 'n aanval wat eintlik verspot maklik moes wees? Daar's twee redes. Die eerste vind ons in Josua. Ons het hom leer ken as iemand wat naby aan die Here geleef het en die Here in alles geraadpleeg het. Na die weghol-oorwinning in Jerigo het hy die leiersels in sy hande oorgeneem. Hy het self besluit hoe hy oorrompel moes word, sonder om eers vir die Here te vra wat hy moes doen. Daardie baie belangrike afhanklikheid van die Here was baie gou vergete. Hierdie moet vir ons ook 'n waarskuwing wees, veral wanneer dit baie goed gaan en ons so maklik kan vergeet hoe afhanklik ons werklik van hom is. Die hoofrede vir die nederlaag was egter die ongehoorsaamheid en gierigheid van een enkele man, Akan. Hy het van die Here gesteel toe hy die goed gevat het wat na die Here toe moes gaan. Niemand sou mos weet nie. Werklik? God is nie alleen almagtig nie, maar ook alomteenwoordig en alsiende. Niks kan vir hom weggesteek word nie. Die Here sê vir Josua dat iemand van hom gesteel het. Deur 'n ingewikkelde siftingsproses wat die hele volk behels, word Akan se gesin uitgewys as die skuldige en Akan bieg en kom met die hele sak patats uit. Sy straf? Hy en sy gesin moet uit die samelewing verwyder word. Hulle word gestenig, want met sy daad het hy die dood van 36 manskappe veroorsaak. Daardie vrot ertappel moes uitgehaal word voordat dit die hele sak sou bederf. Sonde het die geneigtheid om uit te kring. As een persoon in sonde leef, het dit 'n invloed op baie mense rondom hom. Een persoon wat vulgêre grappe vertel op 'n partytjie, steek die ander aan om dit ook te doen. Ons moet baie mooi besef dat ons optrede en besluite ook ander mense raak. Dis gewoonlik eers jou gesin wat geraak word. Ons as gelowiges moet ons dade baie fyn bereken. Kom ons bid. Heilige Gees, lei my asseblief om die regte dinge te doen in volle afhanklikheid van God. Amen.